Goeiedag geliefde disipel van Jesus en baie welkom by nog 'n episode van In Jesus Bybelstudie. Hierdie is episode 11 van ons reeks wat ons noem Geloof wat berge verskuif. En ons is besig om te kyk veral na Markus 11 waar Jesus vir ons beloof dat as ons vir ons berg sê om te skuif, sal hy skuif. As ons dit doen in geloof, sonder om te twyfel, dan sal ons berg skuif. Ons het ook 'n ander teks waarna ons kyk en dis Johannes 14 vers 12 waar Jesus vir ons sê, ek voorwaar ek sê vir julle wie in my glo, die werke wat ek doen, sal hy ook doen. En hy sal groter werke doen as dit, omdat ek na my Vader gaan. Jesus gee hier vir ons 'n belofte dat ons sal kan doen wat hy gedoen het. Maar hoekom sien ons dit nie altyd nie? Hoekom probeer ons baie keer praat met ons berg my skuif nie? Hoekom probeer ons baie keer wat Jesus gedoen het en dit werk nie? Hoekom sien ons nie altyd die woord in ons lewe werk nie? Wel, as jy saam met ons al is in hierdie reeks tot nou toe, is ons besig in Markus 4 waar Jesus vir ons hierdie gelykenis van die saaiër vertel. En hy gee vir ons spesifieke, presiese, doelgerigte redes hoekom die woord nie werk nie. Jy sal onthou dat hy in vers 14 sê hy vir ons, die saaiër saai die woord. Die saad wat hy hiervan praat is die woord en die grond wat hy hiervan praat is my en jou harte. En die saad, daar's nooit fout met die saad nie. Ons het dit nou al bepaal. Daar's nooit fout met die saad nie. Die saad het altyd vers 20 se potensiaal. En dit is hulle by wie in die goeie grond gesaai is. Sien die goeie grond. By hulle wat in goeie grond gesaai is, hulle wat die woord hoor en aanneem en vrugte dra 31, 61 en 100voudig. Die potensiaal van die woord van hierdie saad is altyd 100voudig. Maar hoekom sien ons nie daai 100voudige vrug in ons lewe nie? Hoekom sien ons nie altyd dat die woord werk nie? Is dit omdat ons in 'n ander era bly, in 'n ander era leef, waar die woord nou maar net nie is wat dit was 2000 jaar gelede toe Jesus op die aarde was nie? Nee, verseker om dit nie die antwoord wees nie, want God verander nooit nie, en sy woord sal nooit verander nie. Want onthou, Jesus is die woord, is Johannes 1 vers 1 en 2, 3, Jesus is die woord is kragtig, Hebreërs 4 vers 12, en daar's lewe in hierdie woord, want hierdie woord is Jesus. Maar daar's dinge wat ek en jy in ons lewe doen of toelaat, wat hierdie woord kom verstik. En dan kry jy nie die geleentheid om 100voudige vrugte lewer nie. Dan kry die woord nie geleentheid om daai berg te skuif nie. Die woord kry nie geleentheid dat ons kan doen wat Jesus gedoen het nie. En ons het tot dusver nou al gekyk na die harde pad waarop die woord geval het, en ons het gesien, dis wanneer ons die woord nie verstaan nie, dan kom die vyand en hy steel daai woord uit ons hart uit. En dan het ons gekyk na die grond met die klippe, dis wanneer ons die woord aanneem, maar daar's nie diepte nie, ons het nie gemediteer oor daai woord nie, ons het nie daai woord ons eie gemaak nie, en sodra daar verdrukking kom, sodra daar vervolging kom, sodra iemand 'n komment maak oor die woord, en sodra ons omstandighede vir ons sê, hoorie maar wanneer gaan hierdie ding werk, dan struikel ons, dan swak ons, en die woord kry nie kans om 'n vrug op te lewer nie. En dan gaan ons vandag kyk na vers 18 en 19, waar Jesus vir ons verduidelik van die saad wat tussen die dorings gesaai word. Hy sê in vers 18, en hulle by wie in die dorings gesaai word, dit is hulle wat die woord hoor, en die sorge van hierdie wêreld, en die verleiding van die rykdom, en die begeerlikhede in verband met ander dinge kom, en verstik die woord, en dit word onvrugbaar. Jy sien, daar's goed wat ons kan toelaat in ons lewe, wat die woord verstik. Man, ek dink hierdie is so super belangrik, dat ons hierdie hoor, dat ons dit verstaan, dat ons kan weet, daar's dinge wat ons toelaat, wat hierdie woord verstik.
en dan kan hy nie vrug oplewer nie. En die eerste ding wat hy vir ons in vers 19 sê is, en die sorge van hierdie wêreld kom in en verstik die woord, en die woord word onvrugbaar. Hierdie woord vir sorge, ek het dit in die Grieks gaan opsoek, en dis presies dieselfde woord wat ons in 1 Petrus 5 kry, vers 7. Ek dink as ek hierdie vers vir jou lees, gaan jy hom herken. Hierso sê Petrus vir ons, werp al julle bekommernis, en hierdie woord vir bekommernis is dieselfde woord wat in Markus 4 vers 19 vertaal word as sorge. Daai sorge wat die woord kan verstik, hierdie bekommernisse wat die woord kan verstik. Petrus gee vir ons 'n oplossing. Wat moet ons doen met hierdie bekommernis? Hy sê, werp al julle bekommernis op hom, want hy sorg vir julle. En hierdie is vir my mooi. Jy weet in Afrikaans, ek weet nie hoeveel van julle vang vis nie, maar ek dink almal van ons het 'n bietjie van 'n begrip van visvang. En ons ken die Engelse woord vir cast. Dis wanneer jy gooi om daai aas in die water te kry. Wanneer jy daai aas daar by die vis wil kry, dan cast jy. Jy gooi hom weg van jou af. Die regte Afrikaanse woord is werp. Die regte Afrikaanse woord vir casting is werp. Daai aksie wat ons gebruik om daai aas van ons al weg te kry, deur voor waar ons hom wil hê, waar vis hom kan byt en ons 'n oes kan kry op daai aas wat ons weggegooi het. Petrus leer ons hier, die woord leer ons hier, wat om te doen met ons bekommernis. Gooi daai ding van jou af weg. En gooi hom op God. Gooi hom nie net sommer net die kant toe nie. Sê nie net vir hom, man, ek gooi jou nou weg nie. Hy sê, werp al julle bekommernisse op hom. En hy praat van God. Hy sê, gooi daai ding so ver as moontlik van jou af weg op God. Hoekom? Want hy sorg vir julle. Geliefde van Jesus, meeste van ons het nie 'n probleem om daaraan te glo dat God goed is nie. Ons sukkel nie daarmee om te glo dat Jesus goed is nie. Waarmee ek en jy sukkel, is om te glo dat hy vir my en vir jou wil goed wees. Ons is nie seker dat as ons hierdie bekommernis op hom gooi, as ek hierdie leë bankrekening op hom gooi, as ek my huweliksprobleme, my huwelik of wat op 'n messepunt staan, as ek dit op hom gooi, wat gaan ek terugkry? Gaan hy een kant toe kyk en ek kry dalk nog groter finansiële probleme terug. Ek kry dalk daai egskeiding wat ek gevrees het, kry ek terug. Geliefde van Jesus, jou pa wil vir jou goed wees. En dis hoekom sy woord ons leer, gee vir my jou bekommernis, want ek wil vir jou my woord gee. Gee vir my dit waaroor jy worry, gooi dit op my, want ek wil vir jou goed wees, ek wil vir jou my woord gee. En wat beloof ek in my woord vir jou? Ek sal altyd vir jou sorg. Dink jy Jesus het ooit enige tekorte gehad toe hy op aarde was? Dink jy hy het ooit enige gebrek gely toe hy op aarde was? Glad nie. Maar nog meer as dit, het jy al gesien wat leer Jesus ons bid? In Matteus 6 vers 10. Hy leer ons bid, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Jesus leer ons dat God se wil is, dit wat in die hemel is, ook op die aarde moet wees. Dink jy daar's gebrek in die hemel? Ek glo nie. Dink jy daar's enige tekorte in die hemel? Glad nie. Dink jy daar's enige siekte in die hemel?
Dink jy daar's enige depressie, of enige angs, of enige stres in die hemel? Nee, hy wil dit 'n realiteit in my en jou lewe maak. God se begeerte is die realiteit van die hemel in jou lewe. Hoe gaan dit gebeur? Hoe gaan ek en jy dit ervaar? Ons moet leer om ons bekommernis op hom te gooi, vir hom te gee, te sê, Vader, ek weet nie hoe nie, ek kan nie meer nie, ek het nie 'n oplossing behalwe U. U is my enigste oplossing, U is my enigste hulpbron, ek het nie 'n ander antwoord nie, U is die enigste antwoord, hier sy, vat hom. Want ek weet U sorg vir my. Ek weet U wil vir my goed wees. Ek besef U wil die hemelse realiteit in my lewe realiteit maak. Geloof, geliefde van Jesus, is nie om jou omstandighede te ontken nie. Ons ontken nie ons negatiewe bankrekening nie. Ons ontken nie die simptome en die siekte in ons lewe nie. Ons ontken nie die depressie in ons lewe nie. Ons ontken nie die aanslagte op ons lewe nie. Maar ons erken daar's 'n groter realiteit. Die hemelse werklikheid. God se goedheid wat hy oor my wil uitstort. Dit is my groter realiteit as dit wat ek nou ervaar. Hierdie dinge wat ek nou ervaar is dalk feite, maar die hemelse waarheid troef die aardse feite. En as ek en jy wil hê hierdie woord moet 'n 100voudige vrug in ons lewe oplewer, dan moet ons leer om ons bekommernisse vir hom te gee. Sê, Pa, ek weet jy wil vir my goed wees. Ek weet jy wil meer hê as wat ek nou ervaar. Ek weet jy wil hê ek moet 'n totale, perfekte gesondheid leef. Nie dit wat ek nou ervaar nie. Dit wat ek nou in my liggaam ervaar, is nie van jou af nie. Ek gee dit vir U, Dad. Hierdie is nou joune. Dankie Jesus, jy het daarvoor betaal. Ek kan ontvang wat U reeds voorbetaal het. Totale gesondheid. Hemelse voorsiening. Perfekte genesing in my gedagtes en my gemoed. Depressie is nie meer my deel nie. Die hemelse realiteit is nou my realiteit. Want dis van my Pa is en dis wie hy vir my wil wees. Here, ek weet hierdie is soveel meer as waaraan ons gewoond is. En ek besef, ek weet, ek is deur hierdie en daar sekere gedeeltes van hierdie waardeur ek nog self stoei. Maar Here, ek weet hierdie is U hart, dat ons al ons bekommernisse, al ons worries, alles waaroor ons stres, vir U sal gee, want U sorg vir ons. U wil vir my goed wees. En as ek daai goedheid wil ervaar, as ek daai 100voudige vrug in my lewe wil sien, help my, leer my Heilige Gees, hoe om my bekommernisse op U te gooi, vir U aan te pas, te sê hier, vat dit, dis joune, ek gaan nie meer verder daarmee stoei nie, ek gaan nie meer verder daaroor beklei nie, ek gee dit in U hande. Dankie Here Jesus, en in tyd gaan ons daai 100voudige vrug sien. Amen. Geliefde van Jesus, hou jou oog op hom, gooi jou bekommernisse vir hom, en hou jou neus in hierdie woord, want hy sorg vir jou. Shalom.